Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie, jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. Welkom by SA Gemeente, welkom soos jy is. Welkom met jou week wat dalk te vol was of te leeg was. Welkom met vrae, welkom met hoop, welkom met twyfel, welkom as jy net hier is omdat iemand jou forceer het om hierso te wees. Jy hoef niks vandag reg te kry nie. Jy hoef niks te bewys nie. Jy hoef nie eers seker te wees wat jy glo nie. Hier, in hierdie oomblik, glo ons net een eenvoudige ding. Dat God reeds aan die beweeg is, daar waar ons bly werk en speel, en dat hy mense bymekaar bring. Nie omdat ons alles reg het nie, maar omdat ons saam op pad is. 'n SA Gemeente is nie 'n plek vir perfekte mense nie. Dis 'n netwerk vir die regte lewe, vir egte stories, vir mense wat probeer volg, selfs al struikel ons soms. So haal asem, sit jou skouers 'n bietjie laer. Laat gaan wat jy vandag nie kan dra nie. Jy is welkom hier, nie as 'n besoeker nie, maar as deel van die storie. So kom ons luister saam, kom ons ontdek saam, kom ons kyk wat God vandag in ons harte wil doen. Ons praat vandag oor God se wil, en ek wonder hoeveel van julle wil opreg God se wil vir julle lewe hê. Steek jou hand op, ek weet jy soek dit, want die meeste van ons as Christene sukkel nie met die begeerte na God se wil nie. Ons sukkel om op God se wil te wag, of ons sukkel om God se wil te onderskei. Ons wil dit hê, maar ons weet nie regtig wat dit is nie. So wat geneig is om te gebeur, het ek oor 2 dekades van pastoraat opgemerk in die kerk, en dit is dat daar 'n soort algemene ding met Christene gebeur. Ons het 'n besluit om te neem, moet ek daardeur gaan, moet ek dit doen of dat doen, en daarom bid ons daaroor, en dan oordink ons elke opsie, en ontleed elke hoek, en ons maak 'n lys van voor- en nadele, en dan bid ons, en ons voel steeds vas, want so baie van ons is diep binne, en bang dat ons God se wil gaan mis. Ons gaan die perfekte oomblik mis, ons mag die verkeerde besluit neem, die verkeerde werk aanvaar, met die verkeerde persoon trou, en die verkeerde lewe hê. En dit is baie druk vir iemand wat nie eens kan uitwerk wat hulle vir aandete gaan eet nie. Ek verstaan dit. En die ding is, vir so baie van ons besef ons nie dat terwyl ons die perfekte antwoord vir môre jaag, ons dikwels mis wat God wil hê ons vandag moet doen nie. Ons oorkompliseer God se wil en ons onderskat God se goedheid. Ons kompliseer sy wil, ons dink dit is soos 'n punt op 'n kaart, wat as ons dit tref, ons dit tref. En as ons dit mis, dan mis ons dit. Maar ons weet nie hoe goed God is nie, dat hy ons lei, hy ons rig, hy ons raad gee, sy liefdevolle hand oor ons is nie. So baie van ons as Christene dink oor God se wil in terme van wat ons doen. God, wat wil U hê moet ek doen? God, wat wil U hê moet ek nou doen? God, wat wil U hê moet ek volgende doen? God, wat wil U hê moet ek dan doen? God, wat wil U hê moet ek later doen? Ek wil vandag vir jou 'n dieper vlak voorstel. God dink nie in terme van doen nie. God se wil gaan meer oor 'n wie as oor 'n doen. Wanneer jy na God se woord kyk, sien ons hy is meer bekommerd oor wie jy besig is om te word jy meer soos Jesus. As presies watter werk jy doen of waar jy woon, dat God meer bekommerd is oor wie jy is, jou karakter, die manier waarop jy mense behandel, as oor jou beroep. Want voordat God jou stappe lei, wil hy eintlik jou karakter vorm. Hy wil hê jy moet gelykvormig word aan die beeld van Christus. En daarom, wanneer jy na God se wil kyk, gaan dit nie net oor wat moet ek studeer en watter werk moet ek doen en waar moet ek woon nie, maar dit gaan oor jou hart en jou karakter en jou verhouding met hom. En daarom begin om God se wil te ken by om God se hart te ken. Hou op om God se wil te oorkompliseer. God,
Moet ek met hierdie persoon trou, of het jy iemand beter wat nog kom? Wanneer moet ek trou, sodat ons kinders kan hê, sodat ons later kinders kan hê, sodat ons 2 kinders kan hê, sodat ons 3 kinders kan hê? God, help ons, as ons 4 kinders het. God, wat wil U vir ons hê? Moet ons hom in die skool hier in die straat sit? Moet ons probeer om hom in 'n privaat skool te kry? Maar wat as God ons roep om tuisonderrig te doen? As God jou roep om tuisonderrig te doen, ons is geneig om te top oor die groot lewenskeuses met baie min aandag aan die daaglikse keuses wat vorm wie ons werklik besig is om te word. Ons fokus op watter universiteit moet ek na toe gaan met min aandag aan hoeveel tyd jy mors deur doelloos op sosiale media rond te blaai. Ons raak paniekerig oor wie ons moet trou met min aandag aan hoe ons die persoon behandel wat God reg voor ons in die kruidenierswinkel geplaas het. Wanneer jy na God se woord kyk, sê dit eintlik baie min oor jou toekoms. Die Bybel praat nie regtig oor met wie jy in die toekoms moet trou of waar jy in die toekoms moet woon of oor watter werk jy in die toekoms moet doen nie. Trouwens, wanneer Jesus oor werk praat, is een van die dinge wat hy die meeste sê, dat mense hulle werk gelos het om hom te volg. Wanneer jy na God se woord kyk, praat hy nie baie oor die toekoms nie. Maar hy praat baie oor hoe jy vandag mense moet behandel en hoe jy vandag jou geld moet gebruik en hoe jy vandag moet dink en wat jy vandag met jou tyd moet doen. Dis waarmee Jesus besig is. Kom ek wys jou wat hy sê. Jesus sê daar in Matteus 6:34, moenie bekommerd wees oor die toekoms nie, want môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikheid is genoeg vir vandag. Moenie bekommerd wees oor die toekoms nie. Wanneer Jakobus oor die toekoms praat, is dit wat hy sê daar in Jakobus 4:13. Luister nou, julle wat sê, ek gaan my toekoms beplan. Julle sê vandag of môre sal ons dit doen, na hierdie stad of daardie stad gaan, 'n jaar daar deurbring, besigheid doen en geld maak. Hy sê wat? Julle weet nie eens wat môre gaan gebeur nie. Môre is nie eens 'n waarborg nie. Hy vra, wat is jou lewe? Jy is 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en dan verdwyn. In plaas daarvan om te sê, ek gaan dit doen en dat doen, dit is hoe my toekoms gaan lyk, behoort jy te sê, as dit die Here se wil is, sal ons leef en dit of dat doen. Wanneer ons na God se wil kyk, probeer hy jou nie kry om jou toekoms uit te werk nie. God wil hê jy moet hom vandag soek en hom vandag ken. Hy wil hê jy moet hom vandag dien. Hy wil hê jy moet vandag deur die Gees gelei word. Hy wil hê jy moet vandag die vrug van die Gees in jou lewe hê. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing vandag. En as jy God se wil ken, leer God se hart ken. En hoe langer jy sy hart leer ken, hoe meer jy hom deur sy woord leer ken, hoe meer vernuwe sy woord jou denke, hoe meer kan jy die stem van die Gees hoor, hoe meer spoor hy jou aan, hoe meer leer jy om deur geloof te wandel in plaas van deur sig, hoe meer sterf jy aan jou vlees en laat sy Gees deur jou leef, hoe meer bring jy sy Gees vrug voort wat 'n verskil in die wêreld maak, in plaas daarvan dat jy jou eie wil soek, maar hom toelaat om jou stappe vandag na sy wil en die toekoms te lei. Hoe meer jy saam met hom wandel, hoe meer leer jy hom ken, hoe meer geniet jy hom, verheug jou in die Here, hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Hoe meer jy hom geniet, hoe meer besef jy die beste manier om God se wil vir jou toekoms te vind, is om vandag getrou vir Jesus te leef. Dit verander alles. Dit verander alles. Dit verander alles. God se wil gaan nie soseer oor 'n doen nie, maar oor 'n wie. En hoe beter jy hom leer ken en hoe getrouer jy vandag vir hom leef, hoe meer vertroue kan jy hê dat hy jou gaan lei na waar hy wil hê jy moet wees. Wat is God se wil vir jou? Kom ek sê jou wat dit nie is nie. Dit is nie dat jy 'n grafiese ontwerper moet wees, dit is nie dat jy 'n YouTuber moet wees nie, dit is nie dat jy 'n tuisbly ouer moet wees nie. God se wil vir jou word in sy woord geopenbaar. God se wil vir jou is om wat te wees? Om heilig te wees. Wat is die Griekse woord vir heilig? Dit is die woord hagios. En hagios beteken om afgesonder te wees, anders, gewy. Wat is God se wil vir jou? Om anders te wees as die sondige, selfsugtige wêreld, om afgesonder te wees, om gewy te wees, om aan God toegewy te wees. En dit is wat Paulus in Romeine 12:2 gesê het. Moenie gelykvormig wees aan die patrone van hierdie wêreld nie. Moenie soos die gefalle wêreld wees nie. Moenie soos hulle praat nie. Moenie mense soos hulle behandel nie. Moenie dat jou wêreld deur die media gevorm word soos hulle se nie. Moenie jou lewe mors deur dom dinge te doen soos hulle nie. Moenie vermaak word deur sinnelose, sondige dinge soos hulle nie. Moenie jou geld gebruik soos hulle nie. Moenie huwelike hê wat 50% van die tyd in egskeiding eindig soos hulle nie. Moenie jou kinders soos hulle groot maak nie.
Hê waardes wat Christus eer. Moenie gelykvormig wees aan die patrone van hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. Hoe meer jy God se hart leer ken, hoe meer leef jy sy wil deur die vernuwing van jou denke. En kyk nou, wanneer jy afgesonder is, wanneer jy nie aan hierdie wêreld gelykvormig is nie, wanneer jy anders is, dan sal jy kan onderskei en goedkeur wat God se wil is, sy goeie, welgevallige en volmaakte wil, voordat jy bekommerd is oor sy wil vir die toekoms. Wees bekommerd oor sy wil vir hoe jy vandag leef. Wees afgesonder, wees heilig. Ek het dan altyd gedink, God gaan so 'n spesifieke roeping vir my lewe hê, en hy het, maar jy dink, roep hy my om 'n sendeling te wees, roep hy my om 'n influencer te wees, roep hy my om 'n predikant te wees, roep hy my om 'n programmeerder te wees, roep hy my om met iemand ryk te trou wat 'n tweede huis in Frankryk het. Miskien. Maar onthou, God se wil, God se roeping vir jou, gaan meer oor oor 'n wie as oor 'n doen. Kyk na sy woord, 2 Timoteus 1 vers 9, want God het ons gered en ons geroep waartoe? Om 'n heilige lewe te leef. Dit gaan meer oor 'n wie, dit gaan oor wat ons vandag doen. Hy het ons geroep om 'n heilige lewe te leef. God het dit gedoen, nie omdat ons dit verdien het nie, dis ongelooflik, dis die evangelie, maar omdat dit sy plan was. Dit was sy plan vir jou nog voor die begin van tyd, om vir ons sy genade te wys deur Christus Jesus. Daarom, wanneer dit kom by die soeke na God se wil jy dalk die vraag verander wat jy vra. Hier is wat die meeste mense vra. Wat wil God hê moet ek doen? Wat wil U hê moet ek doen? Wat moet ek nou doen? Wat moet ek later doen? Wat moet ek volgende doen? God, wat wil U hê moet ek doen? In plaas daarvan om te vra, God, wat wil U hê moet ek doen? Wil jy dalk eerder vra, God, wie wil U hê moet ek word nie? Letterlik, dit kan verander hoe jy mense behandel en wat jy doen, en wanneer jy soggens wakker word en wie jy word, wat uiteindelik vorm wat jy doen. God, wie wil U hê moet ek word? Nie waar moet ek gaan studeer nie, maar wie wil U hê moet ek wees wanneer ek by daardie instansie studeer? God, met wie wil U hê moet ek trou? Eerder, hoe wil U hê moet ek die persoon behandel met wie ek nou uitgaan of getroud is? Kom ek probeer dit uitpak. Ek gaan vir jou 'n vraag oor my vra, en ek hoop jy is vrygewig in jou antwoord, want ek is sensitief, ek kry maklik seer. Hoeveel van julle sal sê dit is waarskynlik God se wil dat ek die evangelie verkondig? Kom, steek op jou hand, ja, selfs daar waar jy by jou huis sit. So 3/4 van julle. Goed, dankie. Dit is daarom 'n meerderheid, omtrent 50%. Die ander 25%, as jy nie so dink nie, stel ek net liefdevol voor, jy vind dalk 'n kerk waar jy vertroue het in die leraar. Daar's baie mense daar buite wat nie dink ek moet nie. Maar as jy dink ek moet, goed, kom ons begin daar. Steek nou julle hande op. Dink julle dit is God se wil dat ek heilig moet wees? Absoluut, elke hand is op. Goed, dit is reg. As ons objektief daarna kyk, sou ek sê prediking is 'n roeping, maar is absoluut en volkome 'n sekondêre roeping, want my primêre roeping is om heilig te wees. Dit is 'n wie voor 'n doen. God se wil is dat ek integriteit moet hê, en God se wil is dat ek nie gelykvormig moet wees aan die patrone van hierdie wêreld nie, en dis wat julle van my verwag. Maar verander moet word deur die vernuwing van my denke, dan sal ek kan toets en bewys wat sy wil is. God se wil is dat ek in my selfsugtige begeertes moet sterf en vir sy heerlikheid moet leef in hoe ek mense liefhet en behandel. God se wil vir my is om my lewe neer te lê, om my vrou lief te hê soos Christus die kerk lief gehad het. God se wil vir my is om 'n lewe vir my kinders te leef wat hulle inspireer om vir die heerlikheid van God te leef in hulle lewens. Prediking is 'n sekondêre roeping. Om 'n heilige lewe te leef is my primêre roeping. En as jy dit uitpak, as ek 'n goeie prediker is, maar my gesin verwaarloos, is ek nie in God se wil nie. Speel dit nou uit in jou situasie. As jy suksesvol is in wat ook al jy is en jy is onvriendelik teenoor mense, is jy nie in God se wil nie. En as ek tyd gehad het, sou ek nogal laat loop het op Christene wat dink hulle is reg, maar geen vrug dra nie. Kom nou, jy is so besig om reg te wees hierbo. Jy maak glad nie 'n verskil nie. Ons los dit vir 'n ander keer, maar jy kan sien, ek kan baie lank hieroor preek. Maar ons het nou nie tyd vandag nie. Ek is oortuig vir my lewe dat God eerder wil hê ek moet enigiets anders met my loopbaan doen, enigiets anders met integriteit doen, as om 'n predikant sonder integriteit te wees. Want sy primêre wil is dat ek heilig moet wees. Dis reg, ons praat oor God se wil. So is daar een perfekte loopbaanpad vir jou wat God se wil is? Is daar een perfekte plek om te woon wat God se wil is? Hier is die groot een. Is daar een perfekte persoon vir jou om mee te trou wat God se wil is? Ek haat dit om jou romanse te breek, maar ek moet vir jou sê nee. Die antwoord is nee. Ek kan dit vir jou bewys.
Hoeveel van julle ken iemand wat duidelik die verkeerde persoon getrou het? Dan steek jou hand op. Jy weet mos man, jou neef Butch het met Betsy getrou. En toe Butch met Betsy trou het alles hand uitgeruk en hulle is nie meer getroud nie. So raai wat het hulle gedoen? Butch en Betsy, hulle het die hele stelsel deur mekaar gemaak. Dink daaroor, een verkeerde huwelik het die hele ketting van die regte pot se deksel kry opgebreek. Dis belaglik. So God kies nie een perfekte persoon vir jou om mee te trou nie. Hy wil jou vervolmaak om meer soos Jesus te word, sodat jy die persoon met wie jy trou kan behandel, soos Jesus jou roep om hulle te behandel. Sien jy? Sien jy waarheen ons gaan? Daarom sê God se woord dit. Paulus sê in 1 Korintiërs 10:31, wat jy ook al doen, doen dit tot eer van God. Wat jy ook al doen, waar jy ook al woon, woon daar tot eer van God. Behandel jou bure met die liefde van Jesus in plaas daarvan om in jou huis in te ry en nooit met hulle te praat nie. Met wie jy ook al uitgaan, gaan uit met integriteit en reinheid en die vrug van die Gees op 'n eerbare manier tot eer van God met hulle uit. As jy getrou is, as jy enkellopend is, leef as getroud tot eer van God. Leef as enkellopend tot eer van God. Waar jy ook al werk daar tot eer van God. Gaan studeer nagraads tot eer van God. En moenie kwaad wees dat hy een deur toegemaak het nie, want hy kan 'n ander een oopmaak. As jy by die ontvangstoonbank by 'n bank werk, doen dit tot die eer van God. As jy oor naweke grasperke sny, maak die beste reguit God erende graslyne moontlik en behandel mense goed. Oortref hulle verwagtinge tot eer van God. As jy 'n besigheid besit, behandel mense goed en voeg waarde by en wees vergewig en glo in ander tot eer van God. As jy doeke omruil, maak daardie bout skoon tot eer van God. Wat jy ook al doen, doen dit tot eer van God, want ons almal wil God se wil vir die toekoms hê, maar môre is nie gewaarborg nie. Tevens, as jy daaroor dink, is die enigste tyd wat jy Jesus verseker kan dien vandag, dit is 'n dag. So ek sê, reg, dit maak sin, dit gaan meer oor 'n wie as oor 'n doen, en God se wil is dat ons heilig moet wees. Waar is dit dat U my wil vorm om soos Jesus te wees? Trots, woede, welis, geregtigheid, onsekerheid, vrees, twyfel, wat dit ook al is, kom ons maak net oop in ons lewens en sê, waar wil U hê my vorm om soos Jesus te wees? Laat God met jou praat, maak oop, bely julle sondes in aan mekaar en bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word, soos ek 'n werk in jou doen. Nie soos wat jy wil vir die toekoms nie, maar wie wil U hê moet ek vandag wees? Nou sê jy, maar ek het regtig groot planne vir die toekoms. Ek dink jy moet dit hê. Waar daar geen visie is nie, gaan die mense ten gronde. Ek wil 'n groter verskil maak. Ek wil suksesvol wees tot eer van God en ek wil in die toekoms meer kan gee. Ek wil groot dinge doen in die toekoms. Kom ek sê jou, hoe om groot dinge in die toekoms te doen. Doen klein dinge vandag tot eer van God. Ek beloof jou, doen klein dinge vandag, want as jy getrou is in die klein dinge, sal hy jou met meer vertrou. So wat gaan jy doen? Waartoe roep God jou? Hy roep jou om heilig te wees, om afgesonderd te wees, om nie gelykvormig te wees in die patrone van hierdie wêreld nie, maar om verander te word deur die vernuwing van jou denke, sodat jy kan onderskei en goedkeur wat sy wil is, sy goeie en volmaakte wil, en jy kan seker wees dat jou werk nie so belangrik is soos jou hart nie, en waar jy woon nie so belangrik is soos wie jy besig is om te word nie, en al mag die wêreld applous gee vir wat jy doen. Vier ons Vader wie jy is, en daarom begin ons by die wie voor die doen, en die beste manier om God se wil vir die toekoms te vind, is om vandag getrou vir Jesus te leef. En dis dit. Dis 'n silver bullet. Dis 'n silver bullet. Gaan leef God se wil vandag. Nou, net daar waar jy is, begin, en jy sal die groot goed leef. Amen. Here, dit is my begeerte dat ons meer in U wil sal kom. Dit is my begeerte dat ons as gemeente getrou aan U sal wees. Nie wanneer of voor die toekoms of hoe of dit nie, maar sommer nou, vandag, binne in die vrug van die Gees te leef, Galasiërs 5 uit te leef in elke plek, elke verhouding, elke tree wat ons gee, daar waar ons bly werk en speel, mag hierdie netwerk 'n netwerk wees wat die vrug van die Gees uitleef, vandag, nie môre nie oor môre nie, maar vandag. Mag ons in die klein dinge getrou wees, mag ons in die klein dinge U wil raak sien en dit leef en dit voluit, mag ons gevorm word as mense meer as wat ons dink en dink en dink. Mag ons dit sien as U wat ons vorm, eerder as hierdie big shots te probeer wees. Here, dankie dat U ons saamsit, dankie dat ons die voorreg het om in Engeland daai wil ook te kan wys in ons lewens en dit te kan uitleef. Ek eer U daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit en almal sê Amen.
Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld gemaak het, jou daarin gemaak het, vir jou goed wil wees, so goed, moet dit nie mis nie. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, wat op hierdie aarde kom leef het en vir jou gewys het hoe dit is om in God se wil te leef. Goed was verander, daar was verander, omgegee het, compassion gehad het, toewyding gehad het. Ek sien jou in die naam van die Heilige Gees, wat raai wat? Jou in staat stel om God se wil te sien, te doen en te leef elke dag. In 'n nommer 1 netwerk, daar waar jy bly, werk en speel, elke tree, elke verhouding, elke stukkie waar jy beweeg in hierdie lewe. Jy is geseënd om God se wil te doen. Amen.